Goeiemôre vriende, dit is vandag die 12de Mei maandag 2025. Ek hoop julle het 'n wonderlike week. Nou na al hierdie lang naweke en afnaweke het ons dan nou weer 'n stuk normaliteit terug. Mag dit vir julle 'n mooi week wees en ook 'n wonderlike 2-3 maande wat voorlê. Ek dink sommer nou so vinnig aan die matrieks van hierdie jaar wat nou basies so in hulle pylvak begin afbeweeg. En met al die voorbereiding en die goed, so ek wens ook sommer vir julle nou al sterkte toe, ook die graad 11s, wat hierdie jaar so 'n belangrike jaar is. Ek dink amper die Junie eksamen is 'n baie belangrike eksamen as ek nog reg kan onthou. So voorspoed vir julle ook vir hierdie kwartaal, met al die voorbereiding en al die harde werk. Kom ons raak dit so wyle stil. Here, dankie vir die voorreg om elke dag, elke oomblik, Here, te weet dat U is beskikbaar vir ons. Die God van die heelal is beskikbaar. Here, ek kom bely vanoggend dat ons regtig nie eintlik weet wat se voorreg ons het nie. En ek dink ons neem dit baie keer as vanselfsprekend dat ons met U enige tyd kan praat. Here, baie dankie daarvoor. Baie dankie vir die Gees wat U vir ons gegee het, wat onder ons woon, in ons woon, by ons is. Here, wat ons ook nie altyd lekker verstaan nie. Maar dankie daarvoor. Dankie vir U toeganklikheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan soos nou hier by Spreuke 23, jy sal nou sien, ek skiep nou so 'n paar, ek het nou, partykeer dan lees ek dit nou maar, dit vat ou se gedagtes so 'n bietjie weg, so ek gaan maar by dit stil staan, wat ek met julle 'n paar gedagtes gaan ry. Dis vers 17 wat ek vandag, vers 17 en vers 18 wat ek vandag bietjie by julle mee wil stil staan, en daar staan nou vers 17, moenie afgunstig wees op sondaars nie. Moenie afgunstig wees op sondaars. En nou vriende, dit klink nou vinnig, en as ons dit vinnig lees, dan dink ek, nee, maar dit is nie eintlik vir ons van toepassing, maar dit het baie keer op ons van toepassing, dat jy kyk baie keer na goddelose mense, wie korrup is, mense wat allerlei verkeerde goed doen, en dit gaan net goed met hulle, né? Dit lyk asof die wet nie by hulle uitkom nie, dit lyk asof hulle onaantastbaar is. Die Spreukedigter sê, moenie afgunstig wees op sondaars nie. Moenie afgunstig wees op hulle. Ouens wat daai goed doen, kyk eintlik die heeltyd oor hulle skouer. Hulle leef eintlik in 'n permanente vrees. Daarom het hulle hoeveel wat sê die sekuriteitsmense wat agter hulle kyk die hele tyd. Hulle leef in vrees, want baie keer doen hulle ons nou nie wat reg is nie. Dis hoekom hy sê moenie afgunstig wees op sondaars nie. Moenie afgunstig wees met mense wat verkeerd. Ek en jy is ook sondaars. Ons is natuurlik nou net 'n verloste sondaar. Maar ek dink hy sê dit so 'n bietjie in 'n ander konteks, né? Moenie afgunstig wees op sondaars nie. Bedoelende dink ek hierso iemand wat nie die Here dien nie. Moenie afgunstig wees op hulle sê. En dan gaan hy aan. Dan kwalifiseer hy dit 'n bietjie. Hy sê, wees altyd ywerig om die Here te dien. Moenie worry oor die sondaars nie, moenie worry oor die goddelose mense nie, moenie na hulle kyk nie. Nou, interessant, ek hoop nou ek kry hom bitter vinnig. Ek dink dit is 'n psalm waar hy presies hierdie goed sê, waar hy praat. Ek het net gekyk of dit in Psalm 97 is, ek net gou vinnig so intoe gaan. Waar hy praat spesifiek oor die sondaars, né? Ek het gou vinnig gekyk. As dit nou nie gaan kry nie, gaan ek dit los. Julle, ek met vraggies, ek het nou te vinnig op hom afgekom, maar daar's 'n spesifieke psalm, ek sal dit later vir julle dit sê. Spesifieke psalm wat presies dit aanspreek, wat sê maar hoor hierso, moenie kyk na die goddelose nie. Moenie kyk na hulle nou, want dan sê die psalmdigter, Here laat hulle toe om op gladde plekke te loop en hulle einde is vinnig. Dit is so, vriende, ek en jy moet nooit afgunstig wees op daai mense nie. Wat sê die Spreukedigter vir ons? Weet jy, moenie na hulle kyk nie.
fokus julle 'n ander fokus. Laat sit julle fokus op die Here. Wees altyd ywerig om die Here te dien. Wanneer ons ywerig is om die Here te dien, wat beteken dit? Wanneer ons ywerig is om die Here te dien, beteken dit ek en jy wil goed doen. Dit beteken dat ons 'n stel normes en waardes het wat op Jesus Christus gegrond is. Dit is wat dit beteken. Wees altyd ywerig om die Here te dien. So dit beteken dat ons graag wil doen wat die Here wil hê ons moet doen. Dit beteken daarom sê hy moenie afgunstig wees op die sondaars nie. Op wat hulle het, op hulle rykdom hulle goed nie. Moenie jou fokus daar stel nie. Dis die verkeerde plek om te fokus. Wees jy ywerig om met die Here te doen. Wanneer ons ywerig is om die Here te doen, het ons 'n groot vrede. Want ek en jy is besig om die reguit pad te loop. Ek en jy is besig om 'n pad saam met die Here te stap. En dan sê hy, dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. Jy sien vriende, wanneer ek en jy met die Here 'n pad stap, wanneer ons in sy voetspore begin volg, wanneer ons 'n lewende verhouding met hom het, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, wanneer ons dit doen, dan het ons 'n toekoms. Want die Here, dan gaan dit nie oor rykdom en armoede. Wie julle vriende, jy kan hoe arm wees, maar jy kan daai totale vrede in jou hart hê, want die Here is by jou. Jy doen die regte dinge. Ek kan praat maar baie keer met mense met wie dit baie keer rokpad om gaan. As jy met daai persoon praat, vriende, dan leer jy so baie. Jy kom so verryk uit dat daai persoon vir jou sê, weet jy, ek hou net aan die Here vas. En die Here sal vir my sorg. Die Here stap nog altyd voor my uit. Die Here was nog nooit te laat nie. En die Here het my nog nooit gedrop nie. Vriende, dit hoor ek in 33 jaar aan mekaar by mense. Daarom glo ek dit met my hele hart, siel en verstand, omdat ek dit gesien het en ek het beleef het. Dit is nie van hoor sê nie, dit is, liewe vriende, van betrokke is by mense en dit sien gebeur in hulle lewens. Moenie afgunstig wees op sondaars nie, op goddeloses nie. Wees altyd ywerig om die Here te dien. Dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word. Want hoekom nie? Want die Here is by jou. In selfs die valleie van angs, die valleie van stres, hou jy aan die Here vas. Hy is by jou. Hy help vir jou en hy lei vir jou op die ou ende ook daaruit. Mag julle dit werklik so beleef, want dit is my belewenis wat ek oor jare het met mense wat deur hierdie tipe goed gaan. Hulle het aan die Here vasgehou, het hom ywerig gedien en hy was by hulle altyd. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.